Welkom by die tweede fokusgesprek van week 2 van ons gemeente se Fokustyd vir 2026. In ons eerste gesprek hierdie week het ons na die bede van Salomo in 1 Konings 8 vers 39 gekyk wat so klink: Luister tog uit die hemel u woonplek, vergeef en gryp in en gee aan elkeen wat hy verdien soos u sy hart ken, want net u ken elke mens se hart. Hoor weer, net u ken elke mens se hart. Soos ons gehoor het, verwys die hart in die Bybel in die eerste plek nie na die orgaan wat bloed deur ons liggaam pomp nie, maar na ons innerlike wil en oortuigings. Salomo erken dat net die Here ons innerlike wil en oortuiging ken. Die Here weet hoe maklik ons harte ons sondige aard toegee aan verleiding. Jeremia sê tereg in hoofstuk 17 vers 9 van sy profetiese boek: Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik, wie kan hom weerstaan? Daarom dat Jesus ook in Markus 7 vers 21 tot 23 waarsku: van binne af uit die hart van die mens kom die slegte gedagtes, onkuisheid, diefstal, moord, oorspel, hebsug, kwaadwilligheid, bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Dan sê hy, al hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein. Ongelukkig ken ons nie ons harte soos die Here ons ken nie. Die Here weet hoe dat ons onsself ook bedrieg deur te dink dat wat ons wil en wat ons doen nie so erg is nie, of dat dit ons nou nie regtig verkeerd is nie. Hoor nou, in sy liefde kan die Here ons nie toelaat om net te doen wat ons wil nie. Wanneer ons bid, bou my, die kerk, die tempel volgens u wil, kan die Here nie toelaat dat ons lewens volgens ons eie harte wil bou nie. En wanneer ons daarin volhard om ons lewens volgens ons eie harte wil, ons eie planne te bou, en ons planne gaan teen sy wil in, moet hy ingryp en ons stop, en ons leer om gehoorsaam te wees. In Psalm 139 het Salomo se vader Dawid gebid aan die einde van daardie psalm: deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Hoe lei die Here ons op die beproefde pad? Nou, wat doen 'n ouer wanneer 'n kind nie wil luister nie? Die ouer tugtig die kind. Soms hou die tugtiging in dat die ouer die kind die gevolge van sy dade laat dra, sodat die kind daaruit kan leer. Soms hou die tugtiging in dat die ouer die kind straf, om te keer dat die kind in die verkeerde dinge volhard. In Salomo se gebed by die wyding van die tempel, is daar 'n paar bedes wat hy bid, wat te doen het met die Here, wat as liefdevolle God sal ingryp as sy volk op die verkeerde pad is. In verse 33 tot 36 vir 1 Konings 8, bid Salomo dat die Here tog moet hoor as hy volk tot hom roep om genade, wanneer hulle weens die tugtigende hand van die Here deur hul vyande verslaan word, of selfs erge droogte of ander natuurrampe ervaar. Maar nou, die hele geskiedenis van Israel in die Ou Testament wys ons daarop dat ons nie self ons harte kan verander nie. In sy regverdigheid sou alle mense onder die oordeel van die Here sterf. In sy liefde het hy egter sy seun gestuur om ons sondestraf te dra. Hy het sy gees gegee om ons harte van klip en harte van vlees te verander. Sy gees dring ons nou om ons te bekeer, alhoewel ons harte steeds baie bedrieglik is. Geliefdes, God is die kenner van ons harte. Hy weet wanneer ons 'n opregte bekering op hom reageer. In die Nuwe Testament leer Johannes ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Wanneer die Here, die kenner van jou hart, jou tugtig, weet hy doen dit omdat hy jou terugtrek na 'n lewe in afhanklikheid van hom. Hy doen dit omdat hy jou liefhet. Hy is besig om jou as deel van sy kerk te bou, sodat jy 'n lewende steen in sy nuwe tempel, die kerk, kan wees. Here, U is die kenner van ons harte. Bou en breek ons af, sodat ons opgebou kan word as lewende stene van U tempel. Ons prys U deur Jesus ons Here. Amen.